Baie welkom. Ons gesels hierdie week oor die kuns daarvan om te weet wanneer om te werk en wanneer om te rus. In Lukas 10 vind ons die storie van die susters Martha en Maria. Ons tref hulle aan waar hulle besig is om gereed te maak vir Jesus se besoek. Wanneer Jesus instap, gaan sit Maria daar by Jesus. 'n Ongehoorde ding vir 'n vrou om te doen, maar 'n mens kan jou nogal voorstel hoe sy gretig en vasgenaal sit en luister na alles wat Jesus sê en sy teenwoordigheid indrink. Martha, aan die ander kant, was vreeslik besig om alles klaar te maak en waarskynlik besig om 'n lekker groot ete voor te berei. Ons sien hoe verontwaardig sy is, omdat Maria wraggies by Jesus gaan sit en na hom luister en haar los met al die werk. In Lukas 10 vind ons dan hierdie gesprek waar Martha aan die woord is en sy sê, Here, hinder dit u nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Wanneer ons die storie hoor, vra ons meestal, wie is nou reg en wie is verkeerd, Martha of Maria? Maar elkeen van ons, het sy of ons manlik of vroulik is, het 'n Martha en Maria hier binne in ons. Ons moet besef dat, totdat Jesus hier by hulle huis aangekom het Maria waarskynlik nie in die tuin tussen die blomme sit en bid en vir Martha met al die verantwoordelikhede gelos nie. Sy het waarskynlik net so hard saamgewerk om alles reg te kry. Maar die oomblik toe Jesus daar instap, skuif haar fokus. Haar fokus skuif van die dinge waarmee sy besig was, na iets baie besonders. As mens mooi daar dink, is Martha se optrede, wanneer Jesus daar instap, eintlik vreemd. En Maria se meer, soos mense sou verwag dit moet wees. Stel jou dit voor, hier kom Jesus aan. Al die mense is gaande oor hom en hulle los hom letterlik nie uit nie. En hy kom bly in jou huis. Maar jy hou net aan werk. Is die normale reaksie nie eerder dat jy dit waarmee jy besig is sal los, om later daarmee saam aan te gaan en te fokus op Jesus in jou huis nie? En daarom as Jesus vir haar sê, Martha, jy is besorg oor baie dinge, is hy nie veroordelend nie, maar hy sien raak hoe sy skarrel en dink waarskynlik, Martha, Martha, waarmee is jy besig? As mens mooi daaroor dink, is dit presies hoe ons in ons alledaagse lewens maak. Ons skarrel elke dag onverpoos voort en gaan staan selde stil en vra wat gebeur in my lewe of waar is God in my lewe? Meer nog, omdat ons so skarrel, is ons baie dikwels nie bewus daarvan dat die Here spreekwoordelik in die vertrek instap nie. 'n Mens sien hoe Maria in die storie geestelike aandag-afleibaarheidssindroom kry. Hierdie verhaal nooi ons elkeen om ook geestelike aandag-afleibaarheidssindroom te kry. Om met 'n gesonder werkrus tempo te leer leef, help my om te stop wanneer dit nodig is om te stop, sodat ek kan sien wanneer Jesus spreekwoordelik in die vertrek instap. Ek hoef nie te kies tussen Martha en Maria nie. Ek kan wel leer hoe om my interne Martha en Maria in sinergie te balanseer, sodat hulle saam kan funksioneer. Ons bid saam. Here, help my om te weet wanneer om op te hou skarrel en tot rus te kom, sodat my interne Martha en Maria in sinergie kan leer leef. Amen.